Sy is enige dramaturg se muse. Dink jy aan haar, meld 'n teater vol karakters hulle aan. Sy laat die kreatiewe sappe vloei. En in die nuwe produksie inspireer Marion Holm selfs die modeontwerpers en bring so mode en teater saam. Retief Skols maak sy terugkeer na teater in styl met 'n nommerpas uitrusting vir Marion gemaak deur een van ons land se mees opwindende ontwerpers en medespeler Dean John Smith wat gehore gaan laat lag en huil. Kry vir jou 'n taks, Thomas. Dit is die titel van jou nuwe teaterstuk. Ek wil net weet, wie is Thomas en hoekom moet hy vir hom 'n taks kry? Ek is baie bly jy vra die vraag want dit beteken dit daar's interest. So met taks was ek was geïnteresseerd met die idee dat as jy kyk na die leer na sukses, iemand wat bo-op is en wat dit alles bereik het op die hoogste vlak van wat sy kan, wat Tessa Marion Holm se karakter is. En jy het iemand wat op pad boontoe is en alles sal doen wat hy kan om bo uit te kom, wat dan Dean Smith se karakter is. En hulle ontmoet mekaar by 'n punt en hulle het sekere goed wat hulle teen mekaar kan gebruik. Dit is waar die hele idee vir my begin het van wat ons opgee om te bereik wat ons wil bereik. Jy is 'n ongelooflike skrywer, jy is nou die hoofskrywer van Suidooster vir die afgelope paar jaar nou al, maar nou werk jy aan 'n teaterstuk en ons het lanklaas iets uit jou pen gesien vir teater, so baie dankie daarvoor. Baie dankie. Hoe vergelyk jy die twee wêrelde as jy nou moet sê? Wat die een sê is meer uitdagend? Ek dink dis vir my in my kop, dis twee verskillende bokse, waar met 'n CP, dis daai konstante, jy moet amper konstant kreatief wees, maar jy doen dit saam met 'n span en as jy jou span kan vertrou en jy het 'n great span soos wat ek het by Suidooster, dan jy voel veilig. Waar met 'n teaterstuk, dit is om jouself in die diepsee in te gooi en jy weet onmiddellik nie hoekom jy dit aan jouself gedoen het nie, want wat is die punt? En dan moet jy begin swem. En in 'n CP, 'n wêreld bestaan, karakters bestaan en jy werk met hulle en jy dink nuwe storie uit, jy vat hulle na plekke toe, maar met 'n teaterstuk niks daarvan het bestaan wanneer jy begin nie. Daai mense het nie bestaan nie, daai wêreld, en dan ook dit hoef nie te bestaan nie. So, hoekom moet dit bestaan? En ek dink daai vraag is wat ons baie lank wakker hou. Wel, heel eerste moet ek net sê, ek is baie jammer oor hoe ek klink. Dit is nie omdat ek rugby gekyk het nie. Ek is nie so onverantwoordelik nie. Ek het bronkietes, so dis kom ek so klink. Wat vir jou wys wat 'n goeie werk het hulle gedoen met grimering. As jy nou my kyk en dink jy nie, ek is siek. Van 'n akteur se point of view was dit vir my so 'n lekker skrip want dis 'n tipiese actors play. You know, die twee karakters wat daarin is, Tessa en Thomas, is letterlik daar's journey, daar's diepte, daar's layers van wat jy kan gaan. Hoe jy begin en hoe jy eindig is nie dieselfde nie vir beide karakters. My karakter sal vergee nie om vir iemand anders nie. Niks. Sy sal bo uitkom. Sy het bo uitgekom. Sy sal vir jou trap. As ek kon, sou ek gevloek het. Ek het groot respek vir Marion en haar werksetiek. Definitief. Sy was van die begin af, sy's daar, sy's op dit, sy shows, sy werk konstant, sy's heeltyd besig en haar dryfkrag is net so inspirerend. So die feit dat ek nou 'n verhoogsaam met haar kan deel is vir my, it's like, okay, this is lekker. Dan moet ons ook gesels oor die ander groot trekpleister rondom hierdie stuk en dit is Marion se uitrusting wat julle spesifiek vir haar laat maak het. Die pansers wat ons dra in die lewe, nê, so maak nou saak of jou outfit 'n swart hemp elke dag is en of jy al die juwele aansit nie. Daar's 'n rede hoekom jy dit doen. Partykeer is dit om mooi te lyk, partykeer is dit om dit jou laat goed voel en ander kere is dit om jouself te beskerm. En hierdie uitrusting het, soos wat ek geskryf het, net meer en meer vir my die visuele 'n metafoor geraak daarvoor. Dit is hoekom die uitrusting so verskriklik belangrik was en dis waar Anine Ferreira so ongelooflike werk gedoen het met die uitrusting wat sy vir ons gemaak het. Dit is presies dit. Die rok wat ons vir Marion gemaak het spesifiek vir haar karakter is om haar karakter gebou. Dit is letterlik gevat om dit te weerspieël wat die karakter veronderstel is om te wees en uit te leef. Dit skreeu drama. Dit skreeu drama. Sy is selfgemaak en sy is hierdie ongelooflike, soos ek sê, powerhouse van 'n vroumens en dit is wat die rok moet uitbeeld. Jy nou al die inligting bymekaar geskraap het en wat vir jou gesê is, dit is die idee. Hoe gaan jy toe te werk? Man, dit lyk soos 'n sitting materiaal. Dit is eintlik 'n upholstery materiaal. So as jy sê upholstery materiaal, dis soos 'n bank. Soos 'n bank.
Dit gee vir haar die regte effek en dit gee die volume aan die romp wat nodig is. Maar dit moet ook op 'n baie spesifieke manier kan werk op die verhoog Hy ook. En ek dink doen. dit was 'n uitdaging geweest. Hy's nog nie daar nie. Hy is op die stadium is hy reg spesifiek vir vandag se fotoshoot. En dan moet ek hom nou nog 'n bietjie gaan tweak om seker te maak hy is vir haar soveel as moontlik dat daar so min as moontlik issues op die verhoog kan wees as moontlik. En die mense vra baie vrae want ons praat in sulke sirkels hier. Mense weet nie regtig wat aangaan nie, maar ons wil ook nie te veel weggee nie. Nee. Die romp maak jy so dan is hy af. En hierdie korset aan die agterkant, net een mens moet die onderste knoopie vir my losmaak. Daar haal ek diep asem. Dan skiet dit soos domino's. Totdat dit los is en dan daar sit op die vloer. Na 3 jaar in Europa is Anine Ferreira uiteindelik weer terug in die land. In Malta, waar sy en haar gesin gewoon het, het sy jaarliks deelgeneem aan Malta Fashion Week, maar dis veral haar ontwerpe vir internasionale produksie soos Eurovision, Mevrou Heelal en Mevrou Supranasionaal wat haar deesdae 'n opwindende talent in die modebedryf maak. Die Malta Modeweek, hoe het jy daar betrokke geraak? Wat het dit behels presies? En wat het jy geleer? Ooh. Baie. Die modedirekteur van Malta het my geskakel en gevra wil ek deel maak van die Malta Fashion Week en ek het daarso ingeskakel en ek moet sê die eerste ene, my idees, Suid-Afrika was nog 'n bietjie meer konservatief op daai stadium, so my idees was nie so flamboyant nie en dit was nie so gutsy nie en dit was nie so all over the place nie wil ek amper sê. En die lekker ding van Malta is daar's regtig nie limite aan wat possible is nie. Dit is vreeslik lekker om 'n bietjie uit die boksie uit te dink en dit is lekker om as 'n ontwerper te kan bos gaan en te weet daar's nie limitasie aan jou idees wat jy kan hê nie. Jy het nou daardie internasionale mode-ervaring. Hoe vergelyk dit met wat ons hier in Suid-Afrika doen? Ons is op standaard, internasionale standaard. En ek dink ons moet meer intap daarop. Ek dink 'n mens kan groter gaan en 'n mens moet groter dink. It's mind-boggling as jy dink oor see. Dit is oor see. Maar dit is so maklik haalbaar eintlik. Dit is so bekombaar eintlik. En ons dink op 'n ander level. Ek dink Suid-Afrika ons doen goeders net anders en dit is sigbaar. Elke dramaturg of skrywer het maar 'n muse. In hierdie geval is dit nou Marion Holm en Dean John Smith. Hulle is fenomenale akteurs. Ek dink die ding van Marion is dat sy is ongelooflik snaaks en 3 sekondes later breek sy jou hart. En dit is 'n kwaliteit in 'n akteur wat ek bewonder en nie verstaan nie. En Dean het presies dieselfde. Ek het ja gesê voordat daar 'n woord op papier was. Hoekom? Omdat ek al van tevore saam met Retief gewerk het en omdat ek sy heel eerste produksie Dop gesien het. En wat hy reg kry is daar's altyd menslikheid. Daar's altyd hart. Afsonderlik het hulle al menigte kere hulle staal gewys in komedie, drama, TV en teater. Maar saam is hierdie duo, Marion Holm en Dean John Smith, 'n absolute kragtoer om te beleef. Maar ek vermoed wel, dit is Marion se uitrusting wat gehore gaan laat gons nog lank na die gordyne gesak het. Kry vir jou 'n Dax Thomas, open amptelik by vanjaar se In die Bos en daarna is dit Vrystaat Kunstefees toe, as ook Aardklop. Moenie uitmis nie, gaan kry sommer nou jou kaartjies.